Goeiemôre, goeiemôre. Ons is in die Bybel. Kom ons gaan na die Bybel toe. Ons is in ons reeks briewe vir die kerk. En ons het gekyk na Openbaring 1 en nou is ons in Openbaring 2 en 3 wat eintlik gaan oor so Jesus openbaar hom aan Johannes en hy wys vir hom eintlik iets van sy grootheid en van sy mag. En dan sê hy heeltyd vir Johannes, skryf hierdie dinge neer. Hy gee vir hom hierdie openbaring oor wie hy is en wat gaan gebeur en wat gebeur en dan sê hy, ek wil hê jy moet vir hierdie 7 kerke, hierdie 7 briewe skryf. En elke keer is dit baie spesifiek 'n formaat wat gevorm word en hierdie is 7 kerke waar hy op Patmos was, is eintlik soos 'n posroete waar hierdie kerke was en dit is ook in hierdie volgorde wat hierdie briewe is in Openbaring. En hierdie briewe het elke keer eintlik dieselfde formaat dat hy sê dis vir hierdie kerk. En dan gee hy op 'n beskrywing eintlik van hom, karaktereienskappe wat eintlik 'n aanhaling is van wat hy in homself geopenbaar het in hoofstuk 1 en wat spesifiek nodig is vir die kerk, waar hulle self bevind, wat daar is. En dan is daar vir 5 van hierdie 7 kerke wat hy sekere woorde gee en sê, well done, julle doen hierdie ding reg. En dan vir 5 van hierdie 7 kerke is daar soos, maar hierdie ding doen julle nie reg nie. En dan gee hy vir hulle baie spesifieke aksies wat hulle moet doen en 'n belofte. En dan aan die einde gewoonlik met hierdie belofte sê hy, en aan die gemeentes. Met ander woorde is nie net vir hierdie gemeente nie, dis vir almal. En dit sluit ook ons in. Daar's ook beginsels vir jou en vir my wat ons moet volg. En miskien identifiseer jy van hierdie dinge wat Jesus aanspreek in jou eie lewe. En dan het jy nodig om te sê, okay, ek sien dit, maar dan is dit nodig om te doen dit wat Jesus sê, ek en jy moet doen, juis sodat ons hom kan volg. En ek het dit laasweek gesê en ek gaan dit hierdie week weer sê, maar die konteks van dit is eintlik weer eens dat hulle goeie boodskappers kan wees. Elkeen wat vir Jesus volg, wat in Jesus is op 'n missie. Ons het 'n taak, ons is gestuur om te gaan na die wêreld toe, om disippels te maak. En binne in hierdie konteks van hierdie 7 kerke, vir die wat die ding reg doen, sê, hou so aan, want julle is juis 'n goeie boodskapper in dit. En vir die wat soos, moenie hierdie ding doen nie, is jy soos, moenie hierdie ding doen nie, want dit maak dat julle nie 'n goeie getuienis kan gee binne in hierdie wêreld nie. Nou, ons het gekyk na Efese, ons het gekyk na Smyrna. Vandag kom ons by Pergam. En hierdie is weer eens, was 'n ryk stad gewees, was 'n groot stad gewees, was 'n mooi stad gewees. Dit was omtrent so 105 km bokant Smyrna gewees, waarna ons laasweek gekyk het. En dis binne in hierdie berg eintlik hierdie stad en wat dit gemaak het dat dit 'n vaste vesting was. Min ouens kon 'n oorlog wen teen hulle. Hulle het omtrent 'n bevolking gehad van so 120 na 200 000 mense wat hier geleef het. Maar hier's wat jy moet besef, binne in hierdie berg was al klomp dinge gewees. As jy eintlik na hierdie stad toe aangekom het jy eintlik al hierdie tempels vir al hierdie verskillende afgode gesien. Hulle het 'n biblioteek gehad wat omtrent 200 000 volumes gehad het. Daar was eintlik hierdie kompetisie gewees tussen hulle en Alexandria. Alexandria het op die ouene hierdie kompetisie gewen, maar 200 000 volumes binne in hierdie biblioteek. Daar was ook 'n amfitheater gewees wat 80 rye gehad het en 10 000 mense kon akkommodeer. En dan was dit 'n hordes tempels, meer as 10 verskillende tempels vir verskillende afgode gewees. En dit was duidelik oralste waar jy dit kon sien. Dit is wat hier gebeur het. Een van hierdie dinge wat jy daar kon sien was die altaar van Zeus. Dit is 'n altaar van 33 by 36 meter, 12 meter hoog. Hulle het gerestoreer, dit staan in 'n museum in Berlyn op hierdie oomblik. So dit het jy duidelik gesien as jy daar aankom. Een van die grootste afgode wat daar was die afgod van Asklepios. En dit was die afgod van genesing en medisyne en geneeshere. En van reg oor die wêreld het ouens hiernatoe gevloei en sodat hulle genesing kan kry. Hierdie staan bekend as die staf van Asklepios, wat vandag nog eintlik 'n teken is in baie mediese kringe. En dis waar dit eintlik vandaan kom. En dit was al hierdie verskillende afgoderry wat hier gebeur het. Natuurlik was daar ook keiser aanbidding wat hier gebeur het. En jy moes verklaar het dat die keiser is Here. Anders kon jy nie deel wees van al hierdie gilde nie en kon jy nie deel wees van wat er gebeur nie. Net soos in Smyrna van laasweek het dit hier ook gebeur. En binne in hierdie konteks van hierdie klomp afgode, van hierdie klomp dinge, skryf Jesus vir sy kerk wat binne in die middel van hierdie is. En hy sê, skryf ook aan die boodskapper of die engel. Weer eens ek laasweek verduidelik van dit, is dat die woord daar is engel en dit wys iets van die bonatuurlikheid van die gemeente in Pergam. En dan sê hy, weer eens, hier is die karaktereienskap wat hy op die tafel sit vir hulle. Dit sê hy wat die skerp swaard met die 2 snykante het. En hy haal eintlik vers 16 van hoofstuk 1 aan sê, luister, ek bring in hierdie konteks bring ek dit. Nou, hierdie stad was een van die rare
voorregte gehad, as jy dit so kan noem, dat Rome het aan hulle die voorreg gegee, dat hulle kan self die doodstraf toedien. En die teken daarvan was ook die swaard gewees. En Jesus kom binne hier en sê, luister, ek is eintlik die een met die swaard, ek hou eintlik die sleutels van lewe en dood in my, maar die konteks hier gaan eintlik oor, dat daar kompromieë aangegaan, omdat daar dwaalleraars was, wat sekere dinge geleer het, en misleiding het gebeur binne in hierdie kerk. En dis eintlik uit daai konteks wat hy kom en sê, luister, ek bring die swaard in hierdie. Dieselfde wat Hebreërs 4 sê, dat die woord van God is lewend en kragtig. En onthou, Jesus is die woord van God, wat mens geword het en onder ons kom woon het, en kom openbaar het. En dit is skerper as enige swaard met 2 snykante, daar is dit. En dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Dit wys wat is eintlik daar. Jy kan sê, maar dit wys eintlik wat hier aangaan. En dan sê vers 13, daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. Daar's niks wat vir hom versteek is nie. Jy kan sekere mense sê, wel, dis wat ek doen en dis wat ek glo, maar dis oop en bloot vir God. En dan staan daar, en aan hom moet ons rekenskap gee. Die een wat alles sien. Die een wat alles weet, daar's niks wat ons hom versteek nie. Ja, daar's selfs dinge wat jy in hierdie konteks wat hulle mislei is, met ander woorde, hulle weet nie eers nie. Die ding van misleiding is dat jy glo alleen, maar jy weet dit nie. As jy weet jy is mislei, is jy nie meer mislei nie. Maar niks is vir hom onduidelik nie. En dis binne in hierdie konteks wat hy sy woord bring. En ek en jy het 'n keuse wat ons gaan doen met die woord van God. Gaan ons die woord van God vat en gaan ons onder die woord staan en gaan ons lewens verander volgens wat die woord sê en gaan ons onsself ondergeskik stel dat die woord die hoogste sê in ons lewe en wat God sê is reg en wat God sê is verkeerd en ons gaan nie eintlik besluit wat is reg of verkeerd nie, hy bepaal wat is reg of verkeerd. Of gaan ons die woord hanteer soos ons baie keer sosiale media hanteer en jy sien iets waarvan jou en jy sê yes, ek like dit en jy sien goed is wat jy lief is vir en soos I like dit en dan is daar goed is soos dis bietjie moeilik, ek gaan dit net ignore en ek gaan net aan. Of gaan jy die woord, die krag van die woord gebruik om in te spreek in jou lewe en soms, die woord bring bemoediging, soos die Here is my herder en hy help my en hy stap hierdie pad saam met my en hy bring geloof en hy bring bemoediging, maar soms is dit 'n swaard, wat sê, hier sonde, hierdie ding moet verander, draai weg van hierdie ding, lê hierdie ding neer. En weer eens, Jesus bring in al twee hierdie, maar daar is 'n voordeel vir die woord. Paulus sê dit so, hy sê die hele skrif, is deur God geïnspireer en daai inspireer is dat hy sy lewe in dit ingeblaas. En dit het groot waarde en dan noem hy 4 dinge. Die waarde wat dit ook vir jou het wanneer jy jouself onderskik stel in die woord. Om in die waarheid te onderrig sodat jy weet wat is waar. Want die duiwel is die vader van die leuen. Dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. En as jy jouself onderskik stel, is al hierdie dinge moontlik vir jou. En dan hier's die belofte, wanneer jy dit doen, wanneer jy oorgee aan dit, wanneer jy toelaat dat die woord dit doen, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Want hy het 'n taak vir jou. Hy het jou op 'n missie gestuur en hy wil binne in die konteks waar jy werk en waar jy woon en waar jy ontspan, wil hy jou gebruik en jou voorberei en jou toerus sodat jy 'n boodskapper kan wees, sodat jy gestuurde kan wees, sodat jy kan staan in die naam van Jesus Christus. So Jesus begin, wanneer hy kom as die een met die 2 snydende swaard, begin hy met die bemoediging. En hy begin en sê, okay, hier is die dinge wat reg is, hier is waarvoor ek julle gaan bemoedig. Hy sê, ek weet waar jy woon, daar waar die troon van Satan is. Nou hier is 'n paar dinge wat jy moet oplet. Die woordjie woon, die Grieks daar, is katikao. En dit beteken om permanent te woon, dit beteken om te settle. Met ander woorde, daar is iets van 'n permanentheid, julle woon nie, maar hier is waar julle besluit het om te woon, hier is waar julle besluit het om nie weg te hardloop nie, hier is waar julle besluit het om te staan vir die naam van Christus, daar waar die troon van Satan is. En al weet jy heeltemal wat dit wys, party dink, wonder of dit wys na daai groot altaar van Zeus, party wonder of dit die hele berg is met al hierdie tempels, of die berg wat bietjie soos 'n troon lyk, of is dit net die algemeen dat daar is soveel afgoderry en soveel keiseraanbidding, dis duidelik dat die duiwel heers daar. En hy sê, maar julle het gekies om daar staan, dan sê hy, jy hou egter aan my naam vas. Jy hou aan my die naam bo alle name. Die enigste naam in wie daar verlossing is, julle hou aan my naam vas. Ons nou sing, heilig is die naam. Jy het selfs nie jou geloof in my verloor nie. En hy sê, luister, well done. Julle doen wat reg is.
Julle staan in hierdie plek. Julle het nie weggehardloop omdat dinge moeilik geraak het nie. Nee, julle staan, julle weerstaan die duisternis en nie net weerstaan julle dit nie. Julle bring lig in donker plekke. Julle is sout in smakelose plekke. Julle is getuies vir my koninkryk. Julle berei die koninkryk uit soos wat julle leef binne in hierdie. En dis wat ons as kerk moet wees. Ons moet nie weghardloop altyd nie. Ons moet staan en ons moet die donkerte weerstaan en nie net moet ons dit weerstaan nie. Nee, ons moet lig bring in donker. Ons moet laat die koninkryk verder gaan en dat dit verder gehoor word en verder gesien word. En hy sê, well done, julle doen hierdie. En dan lig hy dit selfs verder. Hy sê, in die dae toe Antipas, my betroubare getuie, doodgemaak is daar by julle. Daar waar die Satan woon. En hierdie woon is weer dieselfde woord en is eintlik hierdie kontras. Julle het permanent gehê waar die duiwel permanent woon. En waar lig en duister is, gaan daar konflik kom. En daar gaan vervolging kom. En waar dit in Smyrna net gelei dat julle word uitgestoot en julle kan nie deel wees van wat gebeur nie en julle kan nie deelneem aan al die ekonomiese dinge nie. Hier het verder gaan en hulle begin nou ons doodmaak, juis omdat hulle glo. Hulle het die swaard van Rome gebring. En hulle het veroordeling gebring en hulle begin doodmaak omdat julle nie wou ingee in wat hulle wil hê nie. En dan noem hy 'n ou by die naam Antipas. Ons weet nie veel meer van hom nie. Maar Jesus het gedink dis goed genoeg om hom uit te lig en dat sy naam vir ewig vasgevang is in sy woord, dat hy is 'n betroubare getuie. En of hy is die eerste martelaar wat daar was en of hy is dat hy is net hoe hy gesterf het, is dit waardig om hom te noem. Ons weet nie. Maar Jesus het goed gedink om sy naam uit te lig, omdat hy 'n betroubare getuie was. En daai woordjie getuie is presies dieselfde woord wat in Handelinge 1 vers 8 gebruik word, wat Jesus sê, julle sal my getuie wees in Jerusalem, Judea, Samaria, en die uithoeke van die aarde. En die woordjie is marties, wat in sommige vertalings hier vertaal word as martyr, martelaar, een wat doodgemaak word vir sy geloof. Dis dieselfde woord. Sien, wanneer jy Jesus opneem, gaan daar weerstand wees. En soms in sekere plekke gaan jy doodgemaak word. En Jesus sê, neem jou kruis op en volg my. My vraag dalk vir jou is, daar waar jy staan op die oomblik, daar waar jy werk, daar waar jy woon, daar waar jy leef, daar in jou familie, by jou werk. Miskien voel dit vir jou soos, ja, die duiwel heers hier, sy troon is hier. My baas kan ook goeie koneksies hê. Ek weet nie wat die konteks is nie. Maar wat sal Jesus oor jou sê binne in daai konteks? Is jy die naam wat hy sal uitlig soos Jesus, betroubare getuie van my, ten spyte van wat hier gebeur? Sy is 'n boodskapper. Hy is 'n boodskapper, getroue getuie van my binne in hierdie konteks. Wat ek laaste tyd vir jou gesê het is dat, en dis wat ek wil hê vir elkeen van ons, is dat elkeen van ons iemand het, daar's iemand wat jy voorbid wat nie die Here ken nie en vir wie jy uitreik en jy bid vir 'n geleentheid dat jy 'n invloed sal kan hê daar vir die koninkryk. Dat elkeen iets sal hê, daar's iets wat jy kan doen met jou gawes, met jou talente, hoe God jou wil gebruik en dat elkeen iewers het, dis soos dis my plek. Dis waarheen ek gaan, dis wat ek wil bereik en binne in hierdie kontak was Antipas was presies dit en hierdie gelowiges in die kerk presies dit. Hulle verkondig die evangelie, daar's iemand wat nie weet nie en hulle vertel. Hulle gebruik hulle gawes en talente binne in hierdie en hulle iewers was soos ons gaan staan in hierdie donker plek en hier waar die Satan woon en waar sy troon is en ons gaan hier wees en ons gaan die koninkryk help bou hier saam met die Here. Dit is baie mooi. As jy Jesus volg, is dit gevaarlik. Is dit gevaarlik? Miskien vir jou reputasie. As jy Jesus gaan volg, is dit gevaarlik vir jou drome. Dit is gevaarlik vir jou gemak. Soms is dit gevaarlik vir jou loopbaan. Om Jesus te volg en te staan op sy naam, gaan weerstand in hierdie wêreld lok. Paulus sê dit so, hy sê, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. En die woordjie is toegewy. Dis dat ek gaan nie compromise aangaan nie, ek gaan nie 'n kompromie aangaan nie, ek gaan staan wat reg is en waar is en ek gaan hom volg en ek gaan myself onderstel aan sy woord en wat sy woord sê, dit is wat ek gaan doen. En dan kan jy maar weer, daar gaan weerstand kom en dan gaan vervolging kom. En dis presies wat in hierdie konteks ook gebeur. So Jesus begin met die bemoediging. En hy sê, well done, julle doen hierdie ding reg. Hier is hierdie eksterne weerstand wat kom en hierdie vervolging wat kom en julle staan sterk. Maar, ek hou 'n paar dinge teen jou. Hier's 'n paar dinge wat nie reg is nie. En luister baie mooi, hy sê, met ander woorde, julle word vervolg, maar ek wil net sê, hier's 'n paar dinge wat ons moet regstel.
Hy sê soos, party van julle verloor julle lewe omdat julle my volg nie. Okay, kom ons laat dit 'n bietjie oorstaan nie. Nee, hy sê, juis omdat julle vervolg word, wil ek hê dat julle die beste moontlike getuies sal wees, dat julle die beste moontlike boodskappers sal wees. En daar's 'n paar dinge terwyl julle vervolg word wat nie mooi is nie. So kom ons sorteer dit net uit. En dis Christene wat hy voorskryf. Jy het mense in jou midde wat die leer van Bileam aanhang. En hy het Balak geleer om 'n stryk vir die kinders van Israel te stel, naamlik om van die afgodsoffers te eet en hulle onsedelik te gedra. En hy sê, luister, hier's 'n ding, duidelik, die duiwel kon nie met die eksterne weerstand kon hy julle vang nie, maar nou het hy van binne af buitentoe besluit hy gaan werk en hy het misleiding gebring en daar's iets wat julle aanhang hierso wat nou gebeur. En dan praat hy van Bileam nou, en hy verwys hier na Numeri 22, 23 tot 25. En Bileam was 'n profeet gewees, maar nie 'n profeet van God gewees nie, maar God kan selfs ander profete gebruik. En hy was so half, party ons beskryf hom eintlik soos 'n halfe waarsêer of hy kon goeie sien en so, en die koning, Balak is die koning van die Moabiete. En Israel is besig om deur hierdie beloofde land te trek en hulle is besig om oorwinning te haal en Balak raak bang en hy sê so, ek het gehoor van hierdie ouens en wat hulle doen. En so hy stuur vir Bileam en sê, luister, kom na my toe en dan kom spreek jy 'n vloek uit oor hierdie Israeliete sodat hulle my nie kan wen en my kan weerstaan nie. En dan sê Bileam, okay, maar ek moet net eers hoor wat God sê. En dan sê God, nee, maar nie gaan nie. En dan stuur hy sy ouens terug en dan word Balak kwaad, so luister, ek sal vir jou baie geld gee. Kom net. En dan op die ouene gaan hy, en dan is dit eintlik, God wil nog steeds jy moet gaan nie, en God stuur 'n engel, so Bileam klim op sy donkie, en hy begin ry hiernatoe, na Balak toe. En God stuur 'n engel met 'n ontblote swaard. Bileam kan nie die engel sien nie, maar die donkie waarop hy sien hierdie engel. En hy sien hierdie engel, dan besluit, nee, hy gaan hierdie kant toe gaan, en dan skuif die engel weer, en dan gaan hy hierdie kant toe. En Bileam sê, wat's fout met hierdie donkie? En hy slaan hierdie donkie, en God maak die mond van die donkie oop. Jy het gedink, en Shek was die eerste donkie wat gepraat het, nee, dit was God se idee gewees. En hierdie donkie praat met Bileam en sê, luister, waarmee is jy besig? Hoekom slaan jy my? Ek het nog nooit dit gedoen nie, so dink jy nie daar's fout dalk nie? Hier staan 'n engel wat jou gaan doodmaak as ek nie weerstand bied nie. En hy sê, en dan die weerste ding as jy die storie lees, so hy begin terugpraat met die donkie sonder vrae, soos, maar hoekom doen jy dit? En okay, maar dis hoe ek die Bybel lees en hy sê soos niks van, wow, jy praat nie, niks van dit nie. En dan maak God sy oë oop om die engel ook te sien, dan soos, wow, okay, hier's fout. En dan op die einde laat God toe laat hy wel gaan. En dan bou al hierdie altare en dan elke keer wat hy 'n vloek wil bring, dan sê hy, okay, maar ek gaan net sê wat die Here sê. Dis ook uit hierdie gedeelte, Bileam wat sê, God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Of van plan sou verander nie. En dan elke keer wat hy 'n vloek moet bring, volgens Balak, seën hy eintlik die Israeliete. En dan ook Balak kwaad van soos, luister, ek het sê met hulle kom vervloek en jy's besig om hulle te seën. Dit help nie, jy seën my vyand nie. Gaan eerder weg. Dis jou God wat gemaak het. Dat jy nie nou gaan betaal word, nee, soos wel, ek kan net doen wat die Here vir my sê. Maar is die ding. Het is duidelik vir Bileam dat die eksterne dinge gaan nie gebeur nie. Maar as jy die hele skrif bestudeer wat praat oor Bileam, dan kry jy die idee dat net voordat hy weggegaan het hy vir Balak sê, okay, maar hier is 'n plan. Aangesien niks van buite af hulle gaan wen nie, is dit dalk nodig dat jy van binne af werk. En hy sê, stuur die tempelprostituie, om net so aan die kant te wees waar die Israeliete bly. En hulle te verlei om onsedelik te wees met hulle. En dit was die begin gewees, en op die ou net hulle begin deelneem aan die feeste, en die afgode begin aanbid. En hulle onder die seëning en die beskerming van God uitbeweeg. En van binne af buitentoe. En God stuur 'n plaag, en 24,000 sterf, as gevolg van hierdie plaag. En Jesus kom en sê, hier gebeur dieselfde. Julle staan al hierdie eksterne dinge, maar van binne af het daar iets gekom. En iets het gebeur, die dwaal ouens het vir julle gesê, luister, julle kan redelik naby kom. Julle kan redelik naby kom in hierdie wêreld, soos daar's dinge wat julle kan doen en dit sal fyn wees. Julle kan begin deelneem aan hierdie gulde feeste, sodat julle eet so bietjie van die vleis en julle neem so bietjie deel. Dis nie so sleg nie, maar op die ouene word julle aanvaar binne in hierdie konteks en julle kan deel wees en julle kan deel wees van die werk en julle kry al hierdie dinge. Die ouens van Smyrna het dit teengestaan. Die ouens in Efes het besef wat hieroor gaan en dit teengestaan. Dan gaan hy aan, hy sê eintlik, net so het jy ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang, wat hulle op hierdie manier gedra, en wat die Nikolaïte leer, Efes het besef wat hulle doen, en hulle het gesê laat, en duidelik maak Openbaring dat Jesus haat hulle, en wat hulle eintlik sê is, luister, jy is vry in Jesus Christus, jy is gered, so nou kan jy jou Christelike vryheid gebruik, om bietjie te leef soos die wêreld. Want Jesus het jou vergewe, so nou kan jy leef soos wat jy wil. En dis presies wat hulle begin doen, en hulle leef soos hulle wil.
En hulle begin vereenvormig word met die wêreldse standaarde van gemak en weelde en die seksuele standaarde. En soos dit word oukei vir ons om dit te doen. En waar Efese die teenoor gesê, luister, ons bly so ver weg van hierdie ander mense dat ons vergeet ons moet met hulle praat oor Jesus, het hierdie ouens so gemaklik geraak met die wêreld en begin lyk soos die wêreld en begin die standaarde aanhang soos die wêreld. En Jesus sê, luister, hierdie ding is verkeerd. Jy kan nie net leef soos jy wil nie. My woord sê wat is reg, my woord sê wat is verkeerd. En luister, ons leef in 'n samelewing waar baie min ouens weet van Nicolaites. Maar hulle is kulturele Christene en hulle hang eintlik hierdie ding aan. Soos dat ek doen en sê die regte dinge en ek daag op die regte plekke en ek sing, die Here is my leidsman. Maar hy is eintlik nie Here van my lewe nie. Hy is nie eintlik in beheer van my lewe nie. Ek ken sekere versies en ek gaan kerk toe en ek doen sekere dinge, maar ek bepaal wat is reg. En wanneer ek sekere dele in die Bybel lees, soos nee, dis oudtyds, ek gaan nie dit doen nie. Want die Bybel sê moenie saam bly nie, dan sê ek soos nee, maar dis soos oudtyds. Ek gaan eerder die gemak vat wat die wêreld aanbied en ek gaan eerder nie al die teenstand geniet nie. Want ek wil nie swaar kry nie en ek gaan doen wat nodig is om sukses te behaal. En as dit is dat, luister, finansies is swaar, so ons gaan eerder saam bly. Alhoewel God sê dis nie goed nie, gaan ons dit doen want dit maak finansiëel sin om dit te doen. Ek weet dat ons moet eintlik al hierdie goeders verklaar, maar in my industrie verklaar almal nie hierdie inkomste aan SARS nie, so ek gaan nie dit doen nie soos dit nodig nie. Ek weet dis nie eintlik reg nie, maar in hierdie besigheidswêreld doen almal dit en as ek enigstens wil voorkom, dan gaan ek dit ook moet doen, anders word ek uitgestem. Dis dit. Hoe lyk dit in jou lewe? Is daar sekere dinge en sekere sondes wat jy toelaat en sekere sondes wat jy regverdig? Omdat dit maak dat jy meer sukses kan hê binne in jou omgewing? Of dat jy nie swaar gaan hoef te kry as gevolg van dit nie? Jesus sê dis hierdie. En as jy hierdie gaan bestudeer, dit gaan so diep om te sê, dat indien jy die persoon is, wat vir ander ouens dit toelaat en sê, go vir dit, of jy weet dit en jy sê nie vir hulle dit is verkeerd nie, is jy ook skuldig. Met ander woorde, as jy 'n ouer is, en jou kinders kies en jy sê nie vir hulle, luister, dit wat julle doen is verkeerd in die oë van die Here nie, dan is jy eintlik ook skuldig aan dit. En hier is die ding, die duiwel is slinks, ouens. As jy nou na jou kar toe gaan en daar sit 'n rooi mannetjie met 'n vurk daar, jy gaan weer as die duiwel. En jy gaan 'n paar ouens roep soos, hoor, kom bid net gou saam met my, hier is die duiwel, laat ons hom net teen staan. Maar dis nie wat die duiwel sien, hy kom nie reg om hierdie weerstand te bied nie, so ek word intern. En baie keer hoe dit lyk in jou en my lewe, is dit goeie vriende en goeie mense, wat net 'n idee sal gee, soos, ja, maar het God reg dit gesê? Dis reg so erg, of jy kry 'n WhatsApp of 'n een of ander video wat iemand vir jou sien, soos, dis eintlik so bad nie. En dit word so 'n bietjie verdraai. Ouens, luister, wees versigtig. Dat as jy sê, wel, dit was net een aand, dit was net een keer. Al wat jy doen is, om eintlik te sê, dit was een keer, so dit is nie so erg nie, so dit is nie eintlik sonde nie. In plaas van te sê, Jesus sê dit is sonde, en daarom is ek verkeerd, en daarom het ek nodig, om te draai. Dis hierdie. Moenie compromise nie. Moenie 'n kompromie aangaan nie. Want sodra jy 'n kompromie aangaan, beweeg jy onder die hand van God uit. En nie sy aksie wat hy sê, ek en jy moet doen, kom dan tot bekering. Bekering beteken letterlik om van gedagte te verander. Ek het altyd gedink dis fyn, ek het altyd gedink dis reg, ek het dit altyd regverdig en gesê ja, maar dis nie so erg nie, ja maar. Bekering beteken, okay, ek is verkeerd, Jesus is reg, ek doen wat hy sê en ek draai 180 grade en ek loop agter hom aan. Kom tot bekering. Anders sal ek baie gou na jou toe kom en met die swaard van my mond teen hulle oorlog maak. En Jesus praat nie van sy tweede komsie nie. Hy praat van in hierdie oomblik gaan ek met my swaard van my mond kom. Antipas, jy het die swaard van Rome gekry en jy's dood, maar as my kerk nie verander nie, gaan ek die swaard van my mond bring. En julle moet meer besorg wees as kerk oor die swaard van my mond as die swaard van Rome in hierdie konteks. Want my swaard het 'n invloed op jou ewigheid. En die swaard van Rome het net 'n invloed op jou tydelike liggaam. En dan gee hy die algemene stelling vir almal van ons. En weer eens, hierdie is vir jou ook. As jy besef dat daar's kompromie wat dan gaan sê vir jou, kom tot bekering. Draai weg, verander, bely jou sondes. En dan sê hy, laat die wat ore het, luister. Dan wat die Gees aan die gemeentes sê, al die gemeentes, insluitende hierdie gemeente, aan wie oorwin, met ander woorde, wie bly staan,
En weer eens die oorwinning in hierdie konteks is dat jy staan vir wat reg is in die naam van Jesus, selfs al kos dit jou lewe. Vir van hierdie ouens vir Antipas was oorwin dat hy's doodgemaak. Maar hy het oorwin in die naam van Jesus. En hy sê, aan wie oorwin sal ek, en dan sê hy 3 dinge, dis 'n belofte wat hy maak, ek gaan hierdie 3 dinge gee. En daar's verskillende interpreterings, en ek gaan vir jou verduidelik waaraan gaan. Hy sê, ek sal van die verborge manna gee, dis die eerste ding. Hy sê, so wanneer jy oorwin, wanneer jy hierdie pad begin stap, die eerste ding wat ek vir jou gaan gee, is die manna. En dis hierdie verborge, versteekte manna. En dit kan heel moontlik wys na, en kom ek sê nou ook eers, God het manna gegee in die woestyn, terwyl die Israeliete daar getrek het. En hy sê, ek sal gee wat julle nodig het, elke dag. En ek gaan genoeg gee en voldoende gee, sodat julle kan bly, en sodat julle kan leef, en sodat julle staande kan bly. En julle moet op my vertrou. En die manna was 'n teken van sy genade en van sy getrou. Elke dag, jaar in na jaar uit, het hy gegee wat nodig is vir hierdie. En hulle het van dit in 'n kruik gesit binne in die ark, verborge manna, sodat hulle herinner kan word aan God se getrouheid. Dit kan ook wees dat daar gaan 'n feesmaal eendag wees wanneer Jesus terugkom. En dit gaan die bruilofsmaal wees van die bruidegom Jesus en sy kerk. En dit gaan 'n feesmaal wees en die wat gestaan het in Jesus Christus gaan deelneem en eet aan hierdie maal. Dis die eerste ding wat hy sê. Dan wil hy sê, ek gee vir jou wat nodig is. Hier is hoe Petrus dit sê, sy goddelike krag het ons alles gegee, geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Deur sy krag, luister baie mooi, gee hy vir jou in jou konteks, waar jy leef, tans, waar jy werk, waar jy leef, waar jy ontspan, gee vir jou alles nodig wat jy nodig het vir hierdie lewe, en ook, die Engels sê, for godliness, om soos hy te wees. Hy gee vir jou alles nodig. Dit wat hy gee is voldoende, maar dit is by hom. En die wêreld wil vir jou sê, luister, God gee nie alles nie, jy kort hierdie ook. So die eerste ding wat hy sê, is hy gaan manna gee. Die tweede ding is, en hy sê, dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het. En die tweede ding sê, en ek sal vir hom 'n wit klippie gee. Nou, hierdie is dalk die ding wat die meeste die mekaar wil, ouens weet nie heeltemal wat dit is nie. Daar's 'n klomp verwysings van wat dit moontlik kan wees en binne in hierdie konteks. 2 van hulle wat baie uitstaan, is natuurlik dat baie keer was 'n wit klippie in hierdie konteks 'n uitnodiging na een of ander fees, of na een of ander geleentheid, of na een of ander spesiale geleentheid. En heel moontlik sou hierdie ouens baie keer 'n wit klippie gekry het en hulle genooi het na hierdie gilde feeste, waar daar seksuele dinge gebeur het, en waar daar afgodsvleis was en alles. En hulle het heel moontlik hierdie uitnodiging gekry, kom wees deel van dit. Dis nie so erg nie. En Jesus sê, luister, ek gee vir jou uitnodiging na die bruilofsmaal toe. As jy bly staan, nooi ek jou en jy gaan deel wees van dit. En jy gaan in dit wees en dan gaan 'n feesviering wees vir almal wat in Jesus Christus gebly het. Die ander ding waarna die wit klippies wys, is in hierdie konteks in 'n regs opset. Wanneer daar gestem word oor iemand se of hy skuldig is of nie, het ouens gestem met 'n wit klippie as hy onskuldig is en met 'n swart klip as hy skuldig is. En Jesus sê, luister, in my verklaar ek jou onskuldig. As God julle dan vryspreek, wie kan julle aankla? En onthou, die duiwel is die aanklaer van die broederskap, maar ek, in my, het ek gedoen wat nodig is. Jesus Christus het aan 'n kruis gesterf, en hy het betaal vir jou sonde en vir die wêreld se sonde, en as jy hom aanneem as Here en Verlosser van jou lewe, word jy onskuldig verklaar, jy ontvang sy geregtigheid, jy ontvang vryspraak van hom. En wie kan die volk van God veroordeel, as God hulle self vryspreek? Daar's geen veroordeling, sê Romeine 8:1, vir die wat in Christus Jesus is nie. Hy sê, ek gee dit vir jou. En dan die derde ding, 'n nuwe naam. 'n Nuwe naam gegraveer is en wat niemand anders ken nie, behalwe die een wat hom ontvang. Hier is die ding van name. Wanneer jy 'n naam vir iemand gee, wys dit iets van jou autoriteit oor daai persoon. Sien, ek en my vrou het ons kinders se name gekies. Dis ons voorreg en dit was ons het die autoriteit om dit te kon doen. Net soos jy vir jou kinders. En dit wys iets dat jy behoort aan my. My kinders het my van. En wys dat hulle is deel van my. Hulle is deel van my armee. Die ding van name is in hierdie konteks, wanneer God in die Bybel name gegee het vir ouens, het gewys van 'n nuwe status. En daar was beloftes aangekondig. Want vir Abraham sê, ek verander jou naam, want daar's 'n belofte gekoppel aan dit. Vir Jakob se naam het hy verander, want na Israel daar's 'n belofte. En daar was 'n belofte elke keer aan dit gekoppel. En jy's nie, en jy's iemand anders te binne in hierdie. Maar hier is 'n ander ding. Party van die ouens, dit is baie duidelik dat God gee sy eie naam vir jou. En dit is 'n naam wat onbekend is in hierdie konteks.
Maar eendag gaan hulle almal weet dat dit is die naam bo alle name, want hy is die koning van konings en die Here van heerse. En hy is die naam wat God gekies het om 'n verlossing te bring. Dis die naam wat hy gee. En hierdie ouens verteenwoordig sy naam en hulle dra sy naam binne in hierdie konteks. En dit sê wie jy is, en wanneer jy, veral as dat jy God se naam ken, dan wys dit dat daar 'n persoonlike verhouding is, en dat ons stap saam met die pad, en daar seker van hierdie eienskappe wat ek van weet, en saam met wie ek kan wandel. En hy sê, ek gee vir jou hierdie naam, en vir ewig gaan hierdie naam bo alle name wees. In hierdie naam is daar krag, in hierdie naam is daar lewe, in hierdie naam is daar genesing, in hierdie naam is daar vergifnis, in hierdie naam is daar hoop, ten spyte van. Waar bevind jy jouself, ouens? In watter konteks bevind jy jouself? Jesus wil sê, staan sterk en moenie compromise nie. Moenie kompromie aangaan nie. Dra die naam van Jesus Christus getrou. Sien, hy kan nie net verlosser van jou lewe wees nie. Hy wil Here wees van jou lewe. Dis wat Handelinge sê en ek wil hiermee afsluit. God het hom, vir Jesus, verhoog tot leidsman. Hierdie woord beteken die hoofleier. Hy het hom verhoog tot leidsman en verlosser. Dis nie die een of die ander een nie. Dis al twee. Aan sy regterhand. Ons het nou nog gesing. Hy is leidsman. Hy is my leidsman. Dit beteken hy is in beheer. Dat wat hy sê is reg en wat hy sê is verkeerd. Maak nie saak wat iemand al sê nie, maak nie saak wat die wêreld sê nie, maak nie saak wat 'n invloed dit het nie. Hy is leidsman, want hy is verlosser van jou lewe. En hy gaan eendag bewys dat hy is die Here bo alle Here. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En dis wat hy nog vandag wil doen. En ek wil vir jou sê, die uitnodiging van hom is, as jy sien dat daar's sekere dinge waar jy draai en sekere dinge wat jy regverdig in jou lewe, omdat jy meer soos die wêreld wil lyk, en sodat jy meer aanvaarding in die wêreld wil kry, en sodat jy meer sukses in die wêreld kan kry. Die leidsman en die verlosser sê, bekeer jou. En ek wil jou vergewe. Ek het gedoen wat nodig is, sodat jy vergewe kan word. Die kruis staan as 'n teken oor geskiedenis. Dat daar is 'n Vader wat jou lief het. En ons kan nie dit in ons eie krag doen nie, ons het hom nodig. En hy nooi jou uit. So kom ek bid vir ons. Vader, U alleen is heilig. U alleen is God. U woord staan vas vir alle ewigheid. U manier staan vas. U manier werk. En so ek kom vra Heilige Gees dat U vir ons sal kom wys in hierdie oomblikke. Waar is ons blinde kolle? Waar is die misleiding? Waar is die dinge wat ons verkeerd oortuig van is? En verkeerd doen as gevolg daarvan. Ons kom vra dat U ons sal vergewe in hierdie oomblikke. En dat ons U sal volg. Dankie vir U getrouheid. Dankie dat U ons lief het. Dankie vir U woord en die krag van U woord. Here Jesus, U is die naam, aan U woord die naam bo alle name. Die naam aan wie alle mag en alle gesag gegee is. En ons wil U eer en prys en sê ons behoort aan U. En ons lê ons lewe neer voor U, aan U heerskappy. Want elkeen wat die naam van Jesus aanroep, sal gered word, sê U. Ons wil die Here, leidsman, verlosser van ons lewe maak. Ontmoet ons in hierdie oomblik, praat met ons, bedien ons Heilige Gees, in Jesus naam. Amen.